Great, Enrico is vandag by ons, by Mondvol, en baie welkom. Ja, dankie dat julle my genooi het en dankie vir die voorreg. Het is regtig 'n absolute voorreg om julle Mondvol deel te kan vorm vandag. Lekker. Ja, van interessant wat ons nou ook gaan doen is, ek dink die girls moet 'n bietjie uitsien, die einde van die maand, is jou vroukie ook saam met Janine op, en ons gaan nou nie te veel daaroor sê nie, want vandag is die manne se beurt. Maar ons gesels oor, is 'n tiende skriftuurlik? Is 'n tiende van my inkomste om te gee skriftuurlik? Waar gee ek 'n tiende, wat baie belangrik is? Wat baie mense sê, en ek dink ons het daaroor gepraat, dis 'n Ou Testamentiese beginsel, volgens mense, maar eintlik is dit nie. Ek weet wat dink jy daaroor? Ja, nee, verseker. Ek dink as 'n mens die tiende opbring, dan val hulle baie vinnig terug na die wet toe en dink nee, maar dis 'n wettiese beginsel. Maar soos wat ons gesels het, is dat ons sien dat die beginsel van 'n tiende, en ek dink dis belangrik om te sien in die skrif, is dat ons hou dit absoluut skriftuurlik. Ja. Dat dis nie uit opinie uit nie. En wanneer ons kyk na die skrif, sien ons dat daar tiendes gegee is voor die wet. Ja. En dan ook nog na die wet in die nuwe verbond, wat Jesus selfs verwys na die tiende toe. En wat dit vir my dan sê uit die skrif is, dat die gevolgtrekking wat ons kan trek, is dat daar is 'n koninkryksbeginsel, meer as wat daar net 'n wettiese beginsel is, soos wat baie mense dit graag sal redeneer. En ek dink daai is super belangrik. Dit is 'n koninkryksbeginsel, nie 'n wetlike beginsel nie. Nou, hoe bepaal of iets 'n koninkryksbeginsel is? As Jesus in Genesis sê, of waarever verstaan ons, hy praat oor liefde, en hy praat in die Nuwe Testament weer oor liefde, dan raak dit skielik 'n koninkryksbeginsel. As ons kan sien in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, reguit deur, dan raak dit 'n koninkryksbeginsel. En ons wil kan vasstel vandag, deur goeie skrif, nie opinie nie, Ja. is dit 'n koninkryksbeginsel. En ek sien baie ouens op sosiale media deesdae is geplaai oor, en hulle is onskriftuurlik, hulle is pluimig net onskriftuurlik, en ons wil daar uitsorteer vandag. En ek dink, eerste kom ons begin by Maleagi 3. En hy sê, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedig seën sal uitstort nie. So gaan dit sê, hy sê, bring 'n tiende van jou inkomste na wat? Die skathuis. Wat is die skathuis? Huis van die Here. Huis van die Here. Hoekom dat daar? Spys kan wees. Spys in die huis van die Here kan wees. Ek dink daai is pertinent, is kerk het spys in die huis nodig, die pastore moet betaal word, die gemeente se deure moet oopgemaak word. En dis hoekom die Here 'n tiende beginsel ingestel het, sodat die huis van die Here kan aangaan. Nee, verseker, en dis nie net in Maleagi wat dit praat, jy wat sê die pastore moet eet nie. Ons sien dit in 1 Korintiërs 9, wat ons later Maar bietjie lees van so wat jy daar sien, ja. in 1 Korintiërs 9 vers 12 tot 14 lees ons dit: as ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie. Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie, en dat die wat by die altaar besig is, met die altaar deel nie. En hierdie deel is vir my is my baie kern tot hierdie teksvers. So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig bepaal, dat hulle van die evangelie moet lewe. So die feit dat dit sê die Here het so bepaal, te sê vir my, dit is nie uit Paulus se eie opinie uit, of wat hy voel die kerk het geld nodig hê, dis bepaal deur die Here. En ons sien dit in die Ou Testament, die Lewiete, bring jy julle tiende na die huis van die Here toe, en die Lewiete moet ook 'n tiende gee. Ja. So baie belangrik, ons sien daar in die Ou Testament, en ons sien dit in die Nuwe Testament as 'n beginsel, dat die Here het hierdie ingestel, dat jy moet gee, sodat daar kos in die huis is, dat die kerk se deure kan oop wees, nê? Nou, ek wil sommer net Galasiërs 6:6 ook lees, want, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Nou, daai antwoord die vraag is, waar moet ek my tiende gee? Seker. Nou, baie keer sal ons van sê, ja, maar ek gee my tiende, ek versprei dit so, verstaan? Ek gee vir daai biblioteekwinkel, en ek gee vir daai liefdadigheidsorganisasie,
En die Here maak dit baie duidelik is daar waar jy, ek meen, jy gaan eet nie by Spur en betaal jou rekening by Wimpy nie. Nee. Maak dit nie sin nie. Hulle gaan nie daarvan hou nie. Jy Hulle gaan gaan altyd betaal. Ja, jy gaan skorrel dit was. Nee, hy sê daar waar jy eet, daar saai jy. En weer eens net skriftuurlik, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, daar weer ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. So Enrico leer my, ek val onder sy lering, ek is by Beweegkerk Wellington, daar gee ek my 10de. Ja. Nee, verseker. En nog 'n ding wat vir my so uitstaan van daai Maleagi 3 om so vinnig net terug te kyk daarna is dat die eerste generasie in die woestyn gaan nie in die beloofde land in nie, omdat hulle God getoets het. Sure. En hier sê God, toets my hierin. Dis die een plek in die Bybel wat ons sien, God sê, toets my hierin. So dit sê vir my dat dit 'n baie belangrike aspek van die skrif is, waar ons regtig moet ag gee, is om hierdie koninkryksbeginsel te verstaan, om te saai waar jy eet, soos jy sê, om te gee by die huis waar jy jou spys, jou geestelike spys ontvang. Ja. Ek dink dit aan iets anders nie. Dit is nie net 'n spys ding nie. Want Paulus praat daaroor en hy maak 'n stelling wat hy sê, julle gee vir julle eie onthaalwe. Jy gee nie net vir my onthaalwe nie, jy gee vir jou onthaalwe, want net wat 'n man saai, dit sal hy maai. Absoluut. En Galasiërs 6. Maar hier's vir 'n belangrike ding. God kom en hy verteenwoordig of hy praat oor die god van die wêreld, Mammon, wat geld is, en dan praat hy oor God en hy sê jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. So baie keer 'n plek waar ons saai, die Here toelaat om die hoof van ons finansies te wees, wys ons die Here dat ons hom dien. Dis 'n plek van Here, ek dien U en ek gee wat U toekom. En ek dink daai is vir my crucial. Verseker. Dit is vir my baie opvallend dat Jesus kies om daai God 'n naam te gee. Ja. Mammon. Dat hy dit wys my dat hy baie erns daarop sit. Ja. Dat hierdie is nie 'n ligtelike saakie soos die geld God. Ja. Kan jy kan of hom dien of jy kan die Here dien. En hoe kan 'n mens sien of jy God dien of Mammon? Deur jou offergawes, daar waar jy jou hulpbronne spandeer en bestee en insit en of jou hand oop of toe is, dit jou vrug van jou offergawes dui daarop. Ja. So Matteus 23:23 is ook vir my waar Jesus spesifiek nog 'n lekker Nuwe Testamentiese skrif wat my eintlik ooreed het destyds, nê. Toe ek 'n studie van maak en ek lees dit eers in die Bybel en ek sê ja, maar hier is Ou Testamentiese beginsel. Toe kry ek Matteus 23:23, het die Here eendag vir my gegee. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle gee tiendes van kruisigement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. So ja, hy vat hulle aan die oor tiendes, hy sê julle gee, dis beautiful, maar daar's goed wat julle nalat. Dan sê hy, hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. So hy sê, jy moet 'n tiende gee en jy moet barmhartigheid betoon. Kyk na die weduwees, kyk na die vaderloses. So net daar sê hy, gee vir die huis van die Here sy tiende, maar ondersteun ook 'n kinderhuis. Maar nie uit jou tiende uit nie. Ja. Nee, verseker en ek dink dit is hoekom dit so belangrik is om te sien, soos jy sê, waar Jesus dit ook sê. Dit is nie net gebonde tot die Ou Testament, hy herhaal dit. Ja. En ek wil sommer net graag nou dat ons praat waar Jesus dit sê, net om dit verder te vat dat dit nie net gebonde is tot die wet nie, maar ook in die Ou Testament voor die wet. Sien ons vir Kain en Abel waar Kain se offer nie aanvaar word nie en Abel se word aanvaar. En in Genesis 4 vers 3 lees dit na verloop van tyd het Kain van die vrug van sy grond 'n offer aan die Here gebring. En Abel het ook 'n offer gebring uit die eersgeborenes van sy kleinvee. En wat daar vir my uitstaan is Kain het van dit gebring. Ja. Waar Kain het sy beste Abel het sy beste gebring. Hy het sy eerste gebring. Eerste, nê? Sy eerste het hy gebring. En dis hoekom ons praat van die tiende as jou eerste. So wat ek baie keer doen is, as my salaris inkom,
dan heel eerste, ek stop baie keer sommer langs die pad, wat dalk so 'n bietjie nie wat bietjie onwys is, maar ek gee dadelik my 10de. Hoekom? Ek wil vir Here wys, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Ek wil hom eerste lief hê. Ek wil eerste kom en vir hom teruggee. Nee, dis 'n interessante ding. Dink 'n bietjie aan die ryk jong man. Ekskuus ek daar staan. Wat kon die ryk jong man nie doen nie? Sy Jesus volg nie. Hy kon nie sy besittings agterlos en Hy afgekoop kon nie sy besittings verkoop het nie, want daar staan, hy het te veel gehad. So wat? Hy het Mammon gedien. Hy het al die ander goedjies mooi reg gedoen, maar toe dit raak aan sy geld, en jy kan dit voel partykeer in 'n kerk, jy kan dit voel, as jy praat oor tiendes en offergawes, daar's iets wat opstaan in die mense van, hy praat nou oor geld, en hy dit, en hy dit, en hy dit. Maar die ryk jong man kon die volgende disipel gewees het. Jesus het vir ons sê, verkoop alles en volg my, en dan sê, hy het baie gehaat, dis hoekom hy nie Jesus gevolg het nie. Dit was vir hom moeilik. En ek dink 'n ou moet daai geloofstappe vat. Ek dink jy moet die Here begin toets. Jy kan nie God behaag sonder geloof nie. En ons geloofstappe is ons tiendes en om te gee wanneer die Here wil ons moet gee. Nee, verseker. En ek meen ons sien verseker in die Ou Testament. Ek sê nou verseker baie. Maar in die Ou Testament sien ons voor die wet hoe daar baie offers gebring word aan God. Ons sien Kain en Abel, ons sien Noag te doen, eerste ding wat hy doen toe van die ark afkom. Ons sien Abraham te doen toe hy net in Kanaan aankom. Ja. En ons sien dan, wel, interessant, ek bring nou Abraham op, maar Abraham bring 'n tiende. Hy gee 'n tiende aan Melchisedek. Wat in die Nuwe Testament weer herhaal word In Hebreërs, ja. in Hebreërs 7 en word vergelyk as 'n skadu-tipe van Jesus. Van Christus. Yes. Sure. En in Genesis 28, weer eens bring Jakob 'n tiende. Hy beloof 'n tiende aan God, nadat hy die droom gekry het van die leer van die engele wat op en af beweeg en God aan hom bevestig dat Kanaan aan hom gegee is. Ja. En hy, hoe dank hy die Here daardeur? Hy sê, ek beloof, as hierdie gebeur, sal ek 'n tiende van alles wat ek het gee. Kom ons vat Melchisedek 'n bietjie verder, né? Hebreërs 7 vers 1 tot 4. Want hierdie Melchisedek was die koning van Salem, 'n priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by die terugkeer toe hy die koning verslaan het, en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek, volgens die uitleg, koning van geregtigheid. So hy was 'n voorganger van Christus. Hy het Christus verteenwoordig, nie? Maar hierdie is vir my baie belangrik. Jesus sê, waar 2 of meer saam is in my naam, daar is ek in hulle midde. So Christus is in die midde. So wanneer ons 'n tiende gee vir sy kerk, is daar 'n plek waar ons eintlik weer gee soos vir Melchisedek gegee is. Want ons gee vir Christus. Gee vir Christus. Dit is hoe en jy sê dit altyd so mooi tydens offergawes en tiendes is daai plek van wat sê die Here vir jou? Dat die Here vir jou lei, jy het jou tiendes wat vas is, maar ook in jou offergawes. Soos Here, ek wil vir u gee. Dis daai gehoorsaamheidstap. En ek dink 'n mens moet dit sien. Dit is dat tiendes en offergawes is 'n gehoorsaamheidstap. Kom ons gesels 'n bietjie oor kan ek net 'n tiende gee? Kan ek meer gee? Ja. Jy kan verseker meer gee. Ja. Ek dink as ons kyk na die skrif is die tiende vir my iets wat baie pertinent uitstaan. As ons kyk na hoe dit menigte kere herhaal word, dit bring ons terug by daai koninkryksbeginsel wat ons aan die begin gesien het, maar dan sien ons ook hoe hulle gedurig offers gebring het voor God, gedurig offers. En as ons nou sê offers, dan ons slag nie meer, ons almal is nie meer boere nie, ons het nie meer vee of gewas wat ons kan offer nie. Maar in die Ou Testament was hulle rykdom gemeet aan hulle besittings. Dit was hulle currency, hulle eenheid, waarmee hulle die Here geëer het en geoffer het. Soos wat vandag is ons eenheid geld. Geld, ja. Ons kan nie meer tiende van ons landerye bring nie, maar ons word betaal in geld en dis kom ons geld gee. Maar ek dink ook 'n ou moet oop wees dat die Here met jou tiende is vir die kerk. Ja. Nee, en ons het daaroor gepraat. Maar jou offergawes kan die Here op enige plek gebruik. En ek dink daai is ook baie belangrik. So op 'n Sondagoggend neem ons offergawes op. Dis daai plek wat jy sê, "Jesus Here, skielik sit jy 'n ding op ons korte boot vir Malawi." Dan bid jy daaroor.
Want daar's 'n plek van hy wat in die gees saai. Daar's 'n plek waar die Here die koning oor jou finansies is. Daar's 'n plek waar ons nie mammon dien nie, maar God. So jy moet altyd oop wees om by die Here te kan hoor, moet ek gee of moet ek nie gee nie. En ek dink dit is dit. Ek dink is 'n eenvoudige beginsel, maar ek dink dit is 'n beginsel van either mammon dien of God dien. En ons weet die grootste gebod is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Dit sluit jou geld in. Verseker. En soos Jakobus sê, deur jou dade sal ek jou geloof sien. En ek dink jy steel baie meer by jouself as jy jouself ontneem van hierdie koninkryksbeginsel. As jy sê ek gaan nie saai nie, ek gaan nie 'n tiende gee nie. Jy steel by jouself. Ja. Want daar's 'n plek waar jy dan eintlik maar in rebellie loop Ja. teenoor die woord van God. Ja. Ek wil ook net sê dat die Here gee vir ons klomp beloftes rondom tiendes en ek wil gou vinnig probeer lees daar vir ons weer in Malgeserik 3 en hy sê ek sal vir julle of ek die vensters van die hemel sal oopmaak en oor julle oorvloedig seën uitstort. Eers hy stort seën op ons uit en hy sê toets meen ek sal ook die sprinkane vir julle afweer. So hy sê wat? Hy sê ek sal seker maak en ons weet as sprinkane 'n land doen, dit bring verwoesting, maar hy sê ek weer dit ek weer dit vir jou af. Sodat hy ook die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie. So wat jy mee doen sal vrugbaar wees en wat jy doen sal nie deur die plaag geslaan word nie, deur die vyand gesteel word nie. En dan eindig hy af en hy sê iets baie moois. Dit gou sê die Here van die leerskare. Dan die volgende stuk sê hy alle nasies sal julle welgelukvallig ag. Met ander woorde, ons hoor baie keer as mense na Christene kyk en ouens wat saai en die Here vat hulle vooruit, dan sê hulle, "Jesus, ek weet nie wat julle ouens doen nie, maar julle is so lekker, dis asof die nasies sal sê julle is bevoordeel." En ek sê ding van lak nie, dis 'n ding van gehoorsaamheid. Amen. Maar lekker Enrico, Jessie. Dankie. Mag ons nog baie sulkes doen en was 'n massiewe voorreg om vandag saam met ons te hê. Dankie. Dis my voorreg, regtig. Dankie, dit was lekker geweest.